Vader, U is die ewige, almagtige God, wat vir ons vanmôre ook weer eens kom bewys dat U die God van liefde is. En dat U hier teenwoordig is vir ons asemrowend. Dat U met ons bemoeienis wil maak. Ons loof U daarvoor, ons dank U daarvoor, Here. En dankie dat ons in die naam van Jesus Christus, ons Redder, ons Here, die een wat in beheer is, in die naam van Jesus Christus, die bose kan weerstaan, dat hy geen invloed hier sal uitoefen nie. En dat U alleen, deur U Gees, ons lof sal hoor aan U. Ons prys U naam. Halleluja. Amen. Die koning van die wêreld, Jesus Christus. Ons gaan vanmôre saam lees uit Johannes 3, net een vers, en ek dink al die ouer mense, die seniors, sal hierdie vers eintlik op uitken. Ek weet nie van die jonger mense altyd nie, maar dit is seker een van die kragtigste verse in die Bybel, Johannes 3 vers 16. Voor ons lees, kom ons bid net. Here, baie dankie dat ons vanmôre mag weet, ons aanbid die koning van die heelal. Die een wat alles geskep het. Die een wat ons onmeetbaar lief het. En dat U vanmôre hier is. En dat U deur die Gees met ons wil praat. En ons wil toerus om elke ding in ons lewens te kan doen. Ons bid dat U vanmôre deur U woord elkeen van ons sal aanraak. En dat ons, wanneer ons hier uitgaan, dit sal gaan doen wat U van ons vra en wat U bedoel het vir ons, sodat ons ook kan word en ontvang wat U graag wil hê ons moet wees en ontvang. Ons bid dit in Jesus Christus se wonderlike naam. Amen. Nou, Johannes 3 het die Here Jesus die ontmoeting met Nikodemus, wat ons almal van weet, en waar hy met hom praat oor die nuwe geboorte. En in vers 16 skryf Johannes, wat ook Openbaring en die 3 briewe van Johannes geskryf het, skryf hy hierdie wonderlike vers. Hier staan, God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Nou sê hy in vers 17, ek wil dit maar net bylees ook, hy sê, God het nie sy seun na die wêreld toe gestuur, om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Dis eers met die wederkoms, die terugkom van Jesus, wat die oordeel gaan plaasvind. In Johannes 3 vers 16 sê God, jou en my Vader, in die hemel, maar ook hier in ons harte, dat hy ons onmeetbaar lief het. En in Johannes 13 vers 34 sê hy dat ons daarom alle mense moet lief genoeg hê, dat ons moeite sal doen om hulle ook by hom, hulle maker, uit te bring. En as ek nou die vraag sou vra, hoeveel mense het jy al by die Here uitgebring, of weer terugbring by die Here, dan is die eerste antwoord dat jy gee, nee, jy word betaal om dit te doen. You're paid to be good, I've got to be good for nothing. Nee, Jesus het betaal, vir jou, vir my, vir almal, sodat ons, tussen aanhalingstekens, sal ons eie ek en eer en goede betaal, en uitreik na mense, van alle kleure en geure en tale, om hulle by Jesus uit te bring. Het is my wonderlik om te sien, hoeveel moslems kom op die oomblik, daar in
in die ooste tot bekering, maar ook hier plaaslik. Ontmoetings met Jesus, want hy is die enigste verlosser. Hy is die enigste een wat jou en my by God die Vader kan uitbring, sê Johannes 14 vers 6. En daarom as iemand ooit vir jou sê, nee, daar is nog ander maniere ook, dan lieg hy gewoon, hy jok nie, hy lieg. Ons maak ons alles sag deesdae. Hy lieg. En daarom lieg die kerk en die dominees en gewone lidmate, ook in die NG Kerk wat sê nee, daar's baie paaie na die Here toe. Daar's baie paaie hel toe, for sure. Daar's net een pad na God die Vader. En dis Jesus. Onthou dit vir jou hele res van jou lewe. En as jy dit nie doen en 'n keuse maak vir Jesus en by hom uitkom nie, moet jy nie verras wees as hy vir jou sê, ek ken jou nie. Matteus 7. Ek ken jou nie. Ga weg. So, ek en jy het 'n taak, en daarom wil ek hê, julle moet saam met my vanmôre weer kies opnuut vir liefde. Ons moet kies, en dan is dit nie hierdie soppie liefde wat nou ook deur hierdie LBGK plus wat tot waar heeltemal. Ek weet nie wanneer gaan hulle eindig nie. Seker by BMW of iets. Wat sê liefde is liefde? Liefde is God. God is liefde, en dis die agape liefde. Dis die liefde wat bo oor alles kyk, ongeag die gogga wat voor jou is, en al die gemos wat hy op sy lang gevang het, soos hy na my gekyk het, oral my gemos. En toe ek 19 was, het hy vir my kom aanraak. Ek het reeds belydenis van geloof in matriek afgelê, want ek was bang vir die dominee. Dit was 'n moeilike oom. En dit is 'n interessante humor, wat die Here is, hy dan humor. In die gemeente wat ek in Rodepoort was, is daar 3 aftreeoorde, so 530 senior lidmate. En daar vind ek uit, is die dominee in die aftreeoord, vir wie ek so bang was. En ek het by hom gaan kuier, en ons het baie goeie vriende geword. Maar jy moet nie belydenis van geloof aflê, omdat jy bang is nie, man. Jy moet dit aflê, omdat jy Jesus Christus in jou hart ingenooi het. Ok, ek sê dit sommer so nie verbygaan. So, die belangrike ding is dat vandag, elke Sondag, bevestig maar net weer Jahwe, dis Hebreëus vir God, die groot ek is, Jahwe, ons God, sy onpeilbare liefde vir ons, is net onbeskryflik. En hy is onwrikbaar getrou, God. Hy laat ons nooit in die steek nie. En hy sal altyd sy woord nakom. Altyd. Nie partykeer nie, altyd. Is net ons wat baie beter moet luister en sien. Mense verskil, maar iewers in ons lewens, elkeen van ons, wat asemhaal, sukkel ons soms, of partykeer altyd, dalk met groot goed soos geduld. Ek het baie min geduld in my lewe gehad toe ek jonger was. My lont het amper nie bestaan nie. As jy hom getoets het, dan is dit weg, dan ontplof ek. Nou, ek probeer my vroukie kry, ek weet nie of sy hierdie besit nie. Liefie, waar sy sê, ek voel nie lekker vandag nie, maar hier sit sy. Nou ja, jy sit 'n bietjie nader as normaalweg op hier. Maar sy kan getuig daarvan dat ek hierdie afgelope klomp weke het ek so nou en dan dit verloor, maar sy het dit meer verloor as ek gelukkig. Maar ons is dan hier in een stuk. Ja, met geduld, ongeduld, of 'n kort lont, of ons raak moedeloos, of watter ander ding ook al. Daar's mos goede wat jou baie keer pootjie en vashou en keer. Jy doen soms dalk ook iets wat jy altyd gedink het nie by jou sal bestaan ooit nie. Miskien lig geraak, of selfs dat jy onwelvoeglike dinge sê en
woorde gebruik wat jy nie in die Bybel kry nie. Ek het dit baie gesien toe ek getakseer het, en meeste van die tyd het die boere eers later uitgevind, ek is 'n predikant. Maar kyk, dan praat hulle dan in tale, daar is dinge nie regloop nie, jy weet, maar is nie tale van die Bybel nie, is ander tale. En dan vind hulle so langs die pad uit, ek is 'n predikant, dan vra hulle my om verskoning, en sê ek, nee, maar dan sê ek wat dit gedoen, dit is jy. En die woord sê baie duidelik, jy moet jou tong onder beheer kry. Jy mag geen vuil taal gebruik nie. Ek sukkel ook maar 'n bietjie daarmee, hoor, regtig. Vir alles wat kom by taksies, ek het nou die dag daaroor gepraat. So, ek wil graag vanmôre saam met julle kyk na 'n paar dinge wat jou soms ontstel van jouself, of ander, man, vrou, kind, baas, pa, ma, wat ook jou kan ontstel, goed wat jy nie van jouself verwag nie. Dat ons 'n bietjie kyk daarna. En dalk moet ek en jy werk aan my of jou humeur, of my hoop, of my geduld, of wat dit ook al mag wees, sodat dit in lyn kom met wat God van jou en my vra, om sy liefde dan uit te leef teenoor mense. En dit geld vir mans ook. Mans moet ook die liefde van God uitleef teenoor mense. Ons mans, ek kan nog nie altyd sê wat my vrou sê van 'n man nie, maar ons mans ons is mos nie emosionele wesens nie, behalwe as ons rugby kyk, of as iets verkeerd loop, dan raak dit daarom 'n bietjie rof partykeer. Maar kyk, die liefde is een van die belangrikste goed, indien nie die belangrikste nie, wat ons moet uitleef. Nou waar begin ek, is die vraag. Soms voel ons so oorweldig dat ons amper nie die moed het om enigstens aan hierdie ding in my lewe te werk nie. Ek het gesukkel met my humeur. Dit was regtig 'n stryd vir my gewees. En nou kom ek nie te sleg weg daarmee nie. Die Here help my deur sy gees. Nou ons gaan saam nou kyk ook na 1 Korintiërs 13 vers 4 tot 8 se begin. Ek gaan dit ook net lees, om vir jou te wys, wat vra die Here van jou en van my, rondom hierdie goede. Nou, hierdie gedeelte, is die gedeelte wat baie dominees gebruik by troues, as hulle nou jong mense in die eg verbind. Ek gebruik dit nooit meer nie, want dit praat ek met hulle oor wanneer hulle kom, om met my te praat oor hulle huwelik. Want dan kan ek 1 op 1 met hulle gesels, en ek preek, hoef nie daaroor te preek nie. As ek preek, dan preek ek vir die mense wat daar agter sit. Hulle weet klaar alles wat hulle moet weet, sover my betref. En dan wil ek net die ouens help wat daar sit. Want weet julle wat seker min of meer 50-60% van die mense wat hier sit, sy huwelike is 'n vreeslike stryd. Ek weet dit. Ek en my vroukie werk baie daarmee. En dis hoekom die egskeidingssyfer in ons land hardloop so hier tussen 67 en 70%. Die egskeidingssyfer, dit sluit Christene in. Christus gelowiges. So, kom ons hoor gou wat sê hierdie vers. Hoor om julle gaan dit ken, ek lees van vers 4 af. Die liefde is geduldig. Die liefde is vriendelik. Dit is nie afgunstig nie. Is nie grootpraterig nie. Is nie verwaand nie. Dit handel nie onwelvoeglik nie. Soek nie sy eie belang nie. Is nie lig geraak nie. Hou nie boek van die kwaad nie. Dit verbly hom of haar nie oor onreg nie, maar verheug hom of haar oor die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Die liefde vergaan nooit nie. Dis die agape liefde. Daar is natuurlijk niemand van julle wat nie al hierdie goedjies mooi doen nie, nee. Julle doen, of hierdie goed doen wat jy nie moet doen nie. Nee, ons is almal skuldig aan hierdie goede. Dit is een stuk gereedskap
wat die Here vir ons gee as ons hierdie lees en die res van die Bybel. Een stuk gereedskap wat jy en ek kan gebruik om sommer 'n groot klomp tekortkominge reg te stel in ons lewens. Een groot stuk gereedskap. Dis mos die bekende gedeelte hierdie, wat baie gelees word. Ek meen, 1 Korintiërs 13 is seker een van die dele na Psalm 23 wat die meeste gelees word deur mense. Nou, in hierdie gedeelte word 'n klomp dinge bymekaar gesit waarmee ons almal iewers sukkel en bind dit aan die een oorkoepelende bron, hierdie klomp goede, waaruit hulle reggestel kan en moet word in die naam van Jesus Christus onder leiding van sy Heilige Gees. Dis al manier hoe jy dit kan regkry. Nie uit jou eie krag nie. Nie uit jou eie krag nie. Dit sê eintlik dat indien jy 'n gebrek aan geduld het ensovoorts, het jy 'n gebrek aan liefde. Dis so eenvoudig as wat dit is. As jy 'n ongeduldige, meerige, watse ding is, dan het jy 'n gebrek aan liefde. Die liefde van God. En ouens en vrouens, as jy gekies het vir Jesus, dan kom woon hy hier in jou binnekant deur sy Gees. En dan kom sy liefde ook saam. So jy kan nie skuil agter wat ook al nie. Jy moet daai liefde laat oorneem. Ek moet dit in my lewe die hele tyd laat oorneem. Sê, vra vir my vroukie, ek sukkel baie keer daarmee. Maar ek stry, ek bly aan die gang en ek vra vir die Here om my te help. Nou uit hierdie gedeelte kom ongeveer 15 dinge na vore wat Paulus hierso vir die gemeente van Korinthe gee. Gaan lees hulle maar, gaan kyk 'n bietjie as jy by die huis kom, gaan lees dit weer. Wat uit die bron van liefde hulle oorsprong het. As nog vrugte van die Heilige Gees. In Galasiërs 5 vers 22 en 23 noem hy 9 vrug van die Gees. En hier is 15 wat in daai 9 inpas, want daar kom liefde ook na vore. Hy, God, in Jesus Christus deur sy Gees is die bron van die oplossing, om liefde te kan vat, toe te eien en te laat seëvier in jou en in my lewe. Ek weet nie hoe liefde in jou lewe funksioneer nie, want ek ken baie min van julle nog regtig goed. Ek ken 2 mense wat hier so sit vanmôre, wat ek nou al goed ken, ene wat ek redelik ken nou al, en nog ene wat ek redelik ken. Maar die res ken ek regtig nie nog nie. Ons gaan hopelik mekaar langs die pad ontmoet en mekaar beter leer ken. Maar indien enige van die genoemde simptome gereeld in jou lewe sigbaar is dit tyd dat jy aan jou liefde, die agape liefde, beginne werk. En eintlik aan jouself, jou eie ek, beginne werk, om die ou mannetjie of vroutjie dood te kry, en hom dood te hou, haar dood te hou. As hulle wil opstaan, dan trap jy hom maar weer vas, daar, laat hy daar bly lê, en nie weer opkom nie, want dis hy of sy wat maak dat ons die ding verloor. Jy kan jou lippe pers en op jou tande kners om geduldig of vriendelik of vredevol te bly, maar ek wys jou vanmôre die geheim om eindelik tot aan die einde van jou lewe die ding te kan doen en in oorwinning te leef oor al die aanslae wat die duiwel op jou maak, want hy sal dit doen. Vroeg gisterand, toe wil ek die preek op my tablet laai. Toe is die internet sterwend. En ek kan hom nie gelaai kry nie. Ek dink nou, okay, ek het nou al gewoond geraak aan die dingetjie. Dit is lekker, dis handig, ek was altyd bang. Toe druk ek maar ene op die drukker. Net in geval.
En vanmôre vroeg as ek toe op, toe het die internet herreis uit die dood. En toe kon ek hom nou skuif hier nou toe. Maar ek moet jou sê, ek het, toe ek gaan slaap, toe dink ek nou, okay, hoe gaan ek nou slaap, dat ek nou nie daaroor kom kommer nie. En toe sê ek vir die Here, ek gee hierdie ding vir u, so right, ek gaan nou lê en slaap. En ek en my vroukie, sy het redelik goed geslaap vandag. Ek het baie goed geslaap. In die army leer jy mos om enige tyd te slaap, as jy nie weermag was. Die lekkerste ene was tussen 1 uur en 2 uur, net na jy geëet het, 5 minute, het jy klaar geëet, dan sak jy daar neer en jy lê tot 5 voor 2. Dan rukkel jy jou uit jou drome terug, net. So, die duiwel het my gisteraan probeer kry, om nou vreeslik ongemaklik te raak met die saak. So, werk eerder aan jou liefde en bring sodoende jou tong, waarvan Jakobus 3, gaan lees weer 'n slag Jakobus 3 en Efesiërs 4, wat hy sê oor hoe jy jou tong moet gebruik. En al die ander dinge gaan uiteindelik in lyn kom, sodat jy bekend sal word as 'n streng, liefdevolle man of vrou, wat by die woord van God bly, en nie die woord verander om vir jou goed te wees nie. Onthou dit, jy mag nie aan die Bybel verander nie, dit sê hy baie duidelik. As jy dit nie doen nie, sê vers 11, wat jou probleem is, hier in vers 11, sê Paulus, toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind. En dan, maar nou dat ek 'n man of 'n vrou is ek klaar met die dinge van 'n kind, soos jy is kinderagtig, as jy so te kere gaan. Jy het nog nie volwassenheid bereik nie. En jy moet die Here toelaat om oor te vat in jou lewe, maak nie saak wie jy is nie. Jy is die een wat moet oopmaak, dat God kan oorneem. Ek gaan nog 'n slag preek oor, glo ek aan Jesus of glo ek in Jesus? Want dis 'n reuse verskil. 'n reuse verskil. En daarom praat ek nie meer van Christene nie, want ek dink die kerk is oorwegend vol van Christene, wat glo aan Jesus. Die minderheid glo in Jesus. En dan sien jy dit in hulle lewens raak. Ek wil vir jou vanmôre nooi, waag uit Filippense 4 vers 13, wat een van my gunsteling verse is, wat die Here vir my gegee het. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my liefhet. Alles. En wat die woord sê, is waar. Is nie sprokies nie. Is nie menslike versinsels nie. Dit kom uit God se hart uit, om vir jou en vir my te help. Waar begin 'n mens? Ek wil vir jou sê, hê jouself lief. Watter norm gebruik die Here om vir jou en vir my te sê, hoe moet ons optree? Daar in Johannes 13 vers 14 sê hy, jy moet jou naaste lief hê, hoe? Soos jou self. Hy verander dit, dan sê hy, soos ek julle lief gehad het, en dit maak het nog groter. Maar hoe lank het jy vanmôre spandeer voor die spieël? Ek het nie nog nie 'n ordentlike spieël daar in die badkamer nie. En die ene wat daar is, kan my vroukie nie bykom nie, so ek het vir haar 'n laag enetjie opgehang, daar, ek sal dit nou hierdie week uitsoek. Hoe lank spandeer sy? Ek kyk ons ou ballies, ons vat ook al langer, jy weet, want jy wil die plooie uitstryk, en die hare, wil nie, daar's party plek nie meer hare nie. Dis 'n gesukkel om netjies te begin lyk. Vrouens praat ek nie van nie. Dis 'n groot geleentheid as hulle voor 'n spieël insak. Nou wat van jy vat 'n bietjie meer tyd met liefde. Jy vat 'n bietjie meer tyd om na daai spieël te staan en kyk en vir hom te sê, hey papi, jy het vanmôre glad nie goed begin nie. Jy het op daai ou geskree en jy het daai ou vertrap en daai ou sleg gemaak.
en vir die ou daar allerhande tekens gewys toe hy voor jou ingedraai het en sovoorts en sovoorts. Begin eers om jouself regtig lief te hê, en waarvan jy nie hou nie, laat die Here se Gees toe om jou te verander, om te word wat God wil hê jy wil wees, want God het net goed gemaak. Hy sê dit toe hy klaar geskep het, en terug staan en sê, en dit was goed. Die duiwel het dit in die paradys kom deur mekaar krap, en aan die kruis het Jesus dit weer kom regmaak. So ek en jy moet toelaat dat ons daai regmaak laat werk in ons binnekant. Hê jouself lief, wees goedgesind met jouself, voor jy dit teenoor ander kan regkry. Amen. Here, baie dankie dat U ons nie op ons eie los nie. U ken my, U weet hoe swak ek eintlik is, en hoe ek dikwels vir U diep teleurstel. En ek glo daar's baie van ons wat hier sit vanmôre wat dit ook weet en glo. En die wat dit weet en nie dit wil glo nie, Here, help hulle, help my, help ons almal om ons lief genoeg te hê, sodat ons daarvan kan deel met ander mense en hulle by U kan uitbring. Dankie vir die voorreg wat ons het om vanmôre hier te kan wees. Dankie dat ons saam kan buig voor U en ons afhanklikheid van U kan bely. Sonder U, Here, kan ons niks nie, al wil ons dit nie altyd weet nie. En ons wil bid vanmôre vir ons besighede. U weet, die dinge is nou knap met die brandstof wat op is en al die gemors wat in die wêreld aan die gang is. Wil U vir hulle vashou en deur hierdie tyd dra en hulle help om U hand te bly vashou deur die Gees. Bid vir ons boere, U weet hoe belangrik hulle rol van die belangrikste in die land is. En U weet die reën het bietjie hulle die mekaar gekrap. Kan nie stroop wanneer hulle wil en moet nie. Ek bid vanmôre dat U vir hulle sal kans gee om dit te kan doen en nog steeds goeie oeste af te haal. Dat dit met hulle goed sal gaan en dat hulle aan U alleen al die eer en die lof sal bring, want U is die God wat voorsien en versorg en ons nooit in die steek laat nie. Ons bid vir siekes. U weet, Here, hoe moeilik dit baie keer in sulke lewens is. Eensaamheid wat intree, moedeloosheid. Dankie, Gees van God, dat U by hulle is. En wil U dan nou vir ons gebruik en inspireer om dan en wan by sulke mense in te loer en hulle op te tel en hulle te bemoedig en hulle te help dra aan dit wat hulle vashou. Ons bid vir hierdie gemeente en vir die ander in die dorp en vir die gemeenskap. Here, dat ons sal groot wakker kry en begin raak sien wat U doen en dat U met ons praat en dat U ons terugroep en dat U ons inspireer om ander terug te roep. En ek wil vanmôre myself maar net weer kom aanbied en ek wil vertrou dat elkeen van ons dit wil doen en sê, hier is ek, Here, stuur my, gebruik my, help my om gewillig te wees. Dankie dat U ons altyd bekwaam maak om elke geleentheid en situasie te hanteer in die krag van U Heilige Gees. Ons loof U vir die voorreg, Here, dat ons ook kan bid vir die verkiesing wat voor lê, is nog 'n eind weg, en dat ons vanmôre kan bid, Here, dat U die ouens wat ons land gebring het op hierdie plek, heeltemal die mekaar sal krap, dat hulle dit heeltemal sal verloor en ook uit die bus uit sal val, dat ons nuwe mense sal kry, wat hierdie land onder leiding van U Gees weer sal opbou, tot 'n lig vir die nasies en vir die wêreld.
Dankie dat ons ook kan bid vir die Pinkstertyd, Here, dat ons daar ook vir U op 'n intense manier sal ontmoet en beleef. Ons weet, U wil vir ons elkeen aanraak opnuut. Kom doen dit, ons bid dit in Jesus Christus se wonderlike naam. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, ons Redder, en die liefde van God, ons Vader, en die teenwoordigheid van die Heilige Gees, jou leidsman, my leidsman en bekragtiger, bly met julle elkeen. Amen.